Hallo julle en welkom terug by vandag se les. Ek hoop julle het almal sommer 'n wonderlike week agter die rug en dat julle daai prentjies van die boekie saam met julle kon dra elke dag van hierdie week wat verby is. Vandag gaan ons bietjie dink aan skape en skaapwagters en die goeie herder. Nou as ons dink aan die verhaal van die goeie herder, dan dink ons aan Psalm 23, 'n Psalm van Dawid, wat gaan oor die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my neerlê by groen weivelde en bring my by waters waar daar rus en vrede is. En so as ons ook dink aan 'n goeie herder, dan kan ons dink aan 'n herder wat sorg vir hulle skape. Hulle is bekommerd oor die swakkes en die siekes en hulle soek die wat verlore geraak het. Hulle pas die skape op met liefde. Hulle bring die skape bymekaar en beskerm hulle teen allerlei gevare wat skuil in die donker of agter bosse wat mens nie altyd kan sien nie, soos wolwe of ander diere wat die skape wil vang of ander mense wat die skape wil steel. En 'n goeie herder gee sy beste vir sy skape. Dan dink ons ook bietjie aan slegte herders. Slegte herders dink net aan hulle self. Hulle sorg net vir hulle self. Hulle gee nie regtig om vir hulle skape nie. En hulle pas die skape op en regeer met mag en met wreedheid. En hulle verjaag die skape en verwilder die skape en hou die beste vir hulle self. Wanneer ons dan dink aan 'n voorbeeld van 'n goeie herder, dan dink ons miskien aan Dawid, wat Psalm 23 geskryf het. Maar ultimately dink ek, ons dink aan God. Hy is ons herder en hy sorg vir ons, sy skape. So vandag se les draai bietjie ons koppe om die perspektief van 'n herder ook raak te sien. So in Psalm 23 kan ons assosieer met die skape wat in God se sorg is of onder sy sorg is en ons kan op hom vertrou om te weet, hy gaan vir ons genoeg weivelde gee, hy gaan vir ons rus en vrede gee en hy sorg vir ons en hy gaan haal ons as ons wegraak, bring ons terug en hy beskerm ons van gevaar. So vandag se les se gedeelte gaan uit Esegiel 34 waar hulle praat met die herders. So hoe sorg die herders vir hulle skape? Met ander woorde, is hulle goeie herders wat omsien na hulle skape en die beste wil hê vir hulle skape? Of slegte herders wat selfsugtig is en wat nie regtig omgee vir hulle skape nie? So hierdie gedeelte kan 'n mens ook bietjie laat dink aan leiers. Wat se tipe leiers kan ons mee assosieer of wie kan ons identifiseer as goeie leiers? Wie is regverdig? Wie regeer met liefde en wie sorg vir hulle kinders of hulle skape of die mense wat onder hulle sorg is? Ons kan ook assosieer met 'n herder as ons dink aan ons eie troeteldiere byvoorbeeld. Sorg ons mooi vir hulle. Daar's 'n paar fotootjies aan die einde wat ek met julle graag wil deel oor mense wat verskillende troeteldiere het. Party mense het honde en katte, ander het hamsters en marmotte, ander het skilpaaie en elkeen van daai vereis kos en water en beskerming en liefde en geselskap. Sekere diere soos honde is baie liefdevol en kan ook 'n goeie companion wees as ons baie keer alleen voel of hartseer voel, maar is dan ons verantwoordelikheid om vir daai diere te sorg. So wanneer ons dan Esegiel 34 lees, hy's nogal lank, so ek gaan hom nou nie vir julle woord vir woord lees nie, maar lees hom saam met 'n groot mens of 'n ouer boetie of sussie wat vir julle bietjie kan help verstaan of interpreteer wat daar staan. Want daar's sekere gedeeltes wat praat met die herders, dan is daar sekere gedeeltes wat ook praat met skape. En partykeer is ons in die kapasiteit van 'n herder wat vir ander diere of ander mense moet sorg, en partykeer is ons in die kapasiteit van 'n skaap waar ons moet volg en ook moet kyk na mekaar. So wanneer ons kyk na die gedeelte in les 27, het ek vir julle dit gescan. Ek hoop julle sal dit in die hande kan kry. Maar hier is 'n paar vrae wat ons bietjie oor kan dink en kan gesels.
Ons huis is 'n oefenplek waar ons leer om mekaar te help en te versorg. So dit gaan nie net oor ons troeteldiere nie, dit gaan ook hoe ons as ouers vir ons kinders sorg, hoe die kinders vir mekaar kan help, en partykeer die ouers kan help. So ons kan 'n bietjie gesels. Hoe kan ons die ander mense in ons huis help? Byvoorbeeld met die skottelgoedmasjiens wat ons nou in lockdown gesien het, was al klomp taakies wat ons mekaar mee kon gehelp het. Wie help almal in ons huis? Wie versorg vir wie? Kan ons ander dinge ook begin doen? Dan is hier so by die tweede punt, hoe kan ek ander kinders help? By die skool byvoorbeeld. Sê nou maar jy sien, daar's 'n kind wat alleen is, of 'n kind wat bang of hartseer is, hoe kan jy daardie kind help? So, dan kan 'n mens miskien dink jy's soos 'n skapie wat 'n ander skapie help, en as ons dink aan daai vergelyking van 'n skaap, party skape het horingkies wat so 'n bietjie boelierig is, of wat met hulle skouers 'n ander skapie kan wegstamp. Ons lees ook in Esegiel, hoe skape mekaar eintlik moet ondersteun en goeie weivelde met mekaar moet deel, en nie selfsugtig moet wees, en net die goeie gras vir jouself wil hê en die res stikkend trap nie, of 'n ander skapie met horingkies of 'n skouer wegstamp nie. So, dit is nogal interessant, want hulle sê hierso God gaan onderskeid tref en regverdigheid laat geskied tussen herders. Hy gaan onderskeid tref wie was goeie herders en wie was nie goeie herders nie. En ook skape. Skape tussen skape en skape tussen bokke. So daar's baie vergelykings wat getref gaan word. Maar ons kan hierdie huis toe gaan boodskap saamvat. Hoe kan ons ander help? So of ons nou 'n skaap is, of assosieer met 'n skaap, en of ons nou assosieer met 'n herder, dit gaan daaroor dat ons beste moet gee vir ander, en ons mekaar moet kan help en ondersteun. Veral wanneer dit moeilik gaan, of as een swaar kry, of dalk bietjie die pad byste raak, of verlore raak, bring ons daai ander een terug, help ons daai ander een so goed soos wat ons kan, versorg ons mense wat swaar kry, of wat honger is. Mens hoef nie altyd ver te gaan om ander te help nie. Sommer net waar mens is in jou kringe, by jou skool, of by jou werk, of waar ook al jy sport doen, of ander stokperdjies doen, hoe kan ons mekaar help en ondersteun? So, hier's nou baie dinge wat ons gesê het, maar ek wil graag hê dat julle in gedagte moet hou, dat ons ook partykeer die rol van 'n herder moet aanneem, of soos 'n leier moet aanneem, waar ons ander moet versorg, of dit kinders is, en of dit diere is, ons het partykeer die rol van 'n versorger. En dat God dan vir ons 'n goeie voorbeeld wees. Hoe moet ons ander help en versorg? So ek hoop julle geniet die volgende paar foto's en videoetjies wat mense gestuur het. Vreeslik dankie vir die van julle wat gedeel het. Ja, mag julle almal 'n wonderlike week ervaar, en ek hoop regtig dat julle die sensitiwiteit in julle harte sal hê vir daai stemmetjie te luister. As iets nie reg is nie, sê vir 'n ander groot mens, of sê vir jou maatjie, of as jy iemand sien wat hartseer en alleen is, help daai maatjie. Ons moenie mekaar wegstamp soos 'n boelierige skaap met horingkies nie. Ons moet, wat ook al ons het, moet ons kan deel met ander. So ek hoop julle het 'n wonderlike week, en baie sterkte vir julle almal, en ons sien julle volgende keer weer. Totsiens.